Geloof is 'n werkwoord sal my Gerrit die Jager, ons vat hom lekker deur en maak seker ons is top of the charts met al ons dinge. En onthou, soos ons sê ook man, die Here is die rede vir die seisoen en vir al ons seëninge. Vir al ons seëninge. En dit is belangrik dat ons dit agterkom en dit weet en dit leef elke liewe dag van ons lewe. Jy weet, in Christendom is dit baie belangrik dat ons agterkom dat geloof is 'n werkwoord. En dis die rede hoekom ek hierdie program genoem het, geloof is 'n werkwoord. Want ons moet werk aan daai ding. En ek sê dit weer, onthou, ons raak natuurlik honger. Ons raak moeg. Ons raak soms kwaad van self en allerlei dinge. Maar min mense staan op in die wêreld en sê, vanoggend is ek meer gelowig. Dis iets wat jy aan werk op 'n daaglikse basis en is vir my die enigste ding wat jy opbou in goeie tye, maar gebruik in die slegtes. Geloof en hoop. Jy weet, baie keer as ons buitekant dan gaan doen ons gemeenskapswerk, charity work, doen ons redelik baie. En dan sê ek baie vir die mense, onthou net gou, jy help nie net mense uit nie, maar jy skep hoop. En dit is redelik moeilik om hoop te skep. In baie mense se lewens. Hoop is 'n moeilike ding om te skep, boonbehalwe as jy dit doen. Jy moet dit doen. Jy weet in Romeine 15 vers 13 sê, mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, sodat julle oorvloed kan wees in die hoop deur krag van die Heilige Gees. Nou kyk, daar is tye wat jy bid en niks gebeur nie. Tye wat jy bid en niks gebeur en jy probeer jou bes, maar dinge bly swaar and I get that. Want Christenhoop beteken nie alles gaan maklik wees nie en is feite. Nog nooit in die Bybel het dit gesê, aanvaar die Here, bid een keer en kry alles wat jou hart begeer nie. Want waar is die geloof as dit gebeur? Waar is daai geloof? En baie keer wil die Here ons skaaf, dat ons daai dankbaarheid kan voel, kan kry. En dit beteken, hierdie is nie die einde van my storie nie, al voel dit nou so. Maar ons moet daai geloof hê en daai hoop in ons harte. Nou kyk, hoop en geloof is vir my twee verskillende dinge, maar julle verstaan wat ek bedoel, want op die einde van die dag, kom ons vat Christendom as 'n geheel en jy haal geloof uit. Dis net 'n topic, dis net 'n ding waaroor ons praat. Dis eers ietsie. Christendom sonder geloof, as ons dit uithaal, it's gone. Dis een van die redes, jy weet, baie ateïste kom uit en dan sê hulle vir jou, but you can't see your God. Sê, you can't see the wind. You can feel it. You can't see pain, but you feel it. Jy kan nie jou brein sien nie, maar hy werk. Dit is baie goeders en die realisasie wat ons moet kry rondom hierdie is dat geloof is 'n harde ding soms om te behou, soms harder om te kry. Maar dis wat na dit gebeur. Dis waar die vrugte pluk. Jy weet, ek staan baie keer buitekant, nou onlangs my avouboom begin nou vrugte dra. En ek staan nou reg onder die boom en my kleintjie hardloop daar rond en my vroutjie sit daar op die vloer of trampoline of iets. En ek kyk na die boom en daar's 'n hele paar avous wat daar hang, 'n hele paar. En nou kyk ek na dit en almal begin nou vorm vat. En ek dink by myself, wow, it's beautiful. Jy weet, en ek dink aan die skepping van die Here wat ek gee baie van die goed weg en ek gaan baie mense se dae of lewe beter maak volgende jaar om 'n paar avous vir hulle te gee. Maar ek kan daai avou nou pluk. Hy lyk soos 'n avou. Hy gaan ryk soos 'n avou, maar hy's nog nie reg nie. En hy's ver van reg af. Maar my kleintjie het nou nog een gepluk en ons het hom oopgesny en ek het gewys hoe lyk dit binnekant en die pit is so groot, maar die vleis rondom hom, die avou wat jy fisies eet, is so min. Daar's min. Jy kan hom eet seker, ek weet nie, ek het hom nou nog nie getoets of hy gaan ryp word nie, maar jy kan hom sekerlik eet. Gaan dit lekker wees? Ek dink nie so nie. Gaan jy gevoed word deur hierdie bietjie vleis wat rondom daai groot pit is en hierdie klein avou? Nee. Wat is wat ons doen? Die Here groei ons vrug op die boom en hy wys ons hoe hang ons vrugte, ons seëninge, ons dinge, maar ons het soms nie daai geloof om daai ding te los op die boom, dat hy op sy tyd gepluk kan word nie. Want ek weet as ek wag,
Ek wag tot volgende jaar, kom ek sê van Februarie, Maart, April is eintlik mos maar die tyd, is daai abbo's vol. Daai botter abbo's is groot, soos 'n halwe rugbybal baie keer. En as ek hom oopmaak, is daai pit klein, en die vleis is baie. Ek kan daai abbo oopsny en ek kan myself en my vrou en my kind voer saam met ons kos met daai abbo. Want ek het gewag en die geloof gehad dat hy gaan groei tot waar ek hom kan geniet. En ek het die hoop gehad dat die winde hom nie gaan afhaal nie. Maar ek het my tyd afgewag tot wanneer dit reg was om dit te gebruik. Soms wil ons net loop en daai abbo's pluk in ons lewe. Soms wil ons net loop en ons wil daai goed wat ons sien, die Here is besig om dit te werk, ons wil dit nou hê, ons vat dit net. Gaan jy genot uit dit kry? Miskien 'n bietjie. Miskien 'n bietjie soos daai vleis wat die Here of wat die abbo's het. Maar dit gaan jou nie voed soos wat jy dink dit gaan jou voed nie. Sny hom oop, nou is jy teleurgesteld want die pit is meer as die vleis. En dan blameer ons die Here en sê, ja maar hoekom? Daar's nie eens genoeg vleis vir my om dit te geniet, die Here. Sê die Here, maar hoekom het jy dit nou gevat? Dit was nie reg nie. Jy is nie op die regte plek nie. Die vrug is nie op die regte plek om te pluk nie. Maar jy was haastig. Jy het nie die geloof gehad om te weet dat ek het vir jou gaan uitsort oor 'n paar maande nie. Jy wil nou eet. So eet. Eet hom. Maar as jy gewag het en die geloof gehad het en gewerk het daarvoor, geloof is 'n werkwoord, so daai vrug vir jou so baie gegee het, Gerrit, maar jy wou nie wag nie. Soms is hy blessings 3 weke weg. Soms is hy 2 weke weg. Soms is hy dae weg van jou af. Maar ons gee moed op en ons verloor hoop. En ons wankel in ons geloof. En ons draai om en ons loop weg van ons seëning af. En dan hoor ek, en ek wens ek kon, ons kan, dan hoor jy openlik hoe die Here vir jou sê, Gerrit, nee, draai om. Dis 2 weke weg. Staan net vas vir my in jou geloof, my kind. En dis die Here, ek wil nie wag nie. Ek het nie lus om te wag nie. Ek is moeg gewag. Ek wil dit nou hê. Of ek loop weg. Ons sê dit ons baie vir die Here, ons hanteer dit soos 'n besigheid. Here, as jy dit nie vir my nou gee nie, dan gaan ek dit. Of Here, as jy vir my hierdie nuwe kar gee, dan sal ek ophou rook. Die Here is nie 'n besigheid nie. Hy sal nooit 'n besigheid wees nie, en hy was nog nooit 'n besigheid nie. Want hy het klaar vir jou sondes betaal. It's been paid, my brother and sister. It's been paid. Al wat jy nou moet doen is, jy moet jou effort maak, jou hart vir die Here gee. Bly by sy woord, geloof in alles, en gee hom daai effort. Gee die Here daai effort. Los daai sonde wat jy mee kwaal. Vergewe die mense wat die bitterheid in jou siel inbring, en loop saam met die Here. Want eendag gaan jy omdraai. En jy die vrede en liefde in jou hart wat Jesus Christus vir jou gegee het, en jy gaan omdraai na jou boom toe, en die vrugte gaan so mooi wees, dat as jy hom pluk, gaan jy een vir een pluk. So baie seëning is daar in een van die vrugte. Jy gaan hom oopsny, en die pit gaan klein wees, en die vleis gaan baie wees, en jy kan voed aan hom vir dae. Hou moed, hou hoop, hou geloof in die tye wat dit moeilik raak. Want ek beloof nou vir jou, Jesus Christus het groot planne vir jou. Jesus Christus het groot planne vir jou. Moenie die vrugte pluk voordat hulle reg is nie, en hou hoop en geloof in jou Christenskap, dat die Here jou vrugte vir jou gaan gee, en hy gaan dit vir jou gee in oorvloed, maar al wat jy moet doen is, jy moet aanhou loop. Onthou, ons moet deur oorlog gaan om oorwinning te kry. Jy kan nie 'n fight wen sonder om te fight nie, jy moet deurgaan, en saam met die Here vat, en daar waar jy moeg word, gaan die Here jou dra, maar jy sal dit maak. En jy gaan vir my 'n boodskap stuur eendag, of my sê, Gerrit, ek het gewag, ek het die geloof gehad, kom kyk hoe lyk my vrugte. Dames en here, dit is maklik om die Here te dien as jy wil. Dit is maklik om die Here te dien as jy wil. Dit is nie altyd die maklikste pad om te stap nie. But it's worth it, man. It's worth it. Of jy nou 'n moeilike lewe het, of maklike lewe, of jy dink jy's harde kwas of whatever, loop dit in enige keer saam met die Here, want enigiets saam met die Here is beter as sonder hom. Dit kan ek vir jou beloof. Ek sal liewerste 'n persoon langs my hê wat ek weet, ek kan nou toe draai en sê ek kort hulp, as wat ek hom moet gaan soek. Onthou net, die Here het nog nooit weggedraai van 'n mens af nie. Ons het.